Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof. Koenig het dan gister daarop gewys dat die profesie van Micha aangaande die geboorte van die Messias nie letterlik vervul is soos wat dit gelui het nie. Die oorgrootste deel van die profesie is trouwens glad nie in Jesus se aardse optrede vervul nie. Net een klein sinnetjie is vervul. En daar was geen manier om vooraf vas te stel watter deeltjie dit sou wees nie. Ons sal verder dan ook sien dat dit gewoonlik so gebeur. Nie die volle profesie nie, maar net 'n onderdeel daarvan word vervul. En daar is geen manier om vooraf te wete te kom watter deel dit sal wees nie. Matteus vertel hoe Josef met Maria en die kindjie na Egipte vlug. En dan sien hy in hulle terugkeer uit Egipte die vervulling van Hosea 11 vers 1, soos wat hy dit in Matteus 2 vers 15 aanhaal. 'n Mens kan net terloop sê dat ons hier te doen het met een van die geweldigste perspektiewe van Matteus oor die betekenis van Jesus. Hy is oortuig dat Jesus eenvoudig die rol van Israel oorneem, omdat Israel misluk het in die Here se doel met hulle. En dat Jesus dus aan die begin van sy lewe, net soos Israel, 'n uittog uit Egipte gehad het. Die uittog van Exodus was immers ook die geboorte van Israel, maar dit net so terloops. En die vervulling? Is Jesus se terugkeer uit Egipte die letterlike vervulling van hierdie profesie? Eintlik is dit 'n moeilike vraag. Nee, want Hosea 11 vers 1 is in werklikheid glad nie 'n profesie nie. Dit vertel iets uit die geskiedenis van die uittog, van die wonderlike wyse waarop die Here die volk uit Egipte gedra het, soos 'n moeder haar kindjie. Maar daarteenoor die skokkende ontrou van die volk aan die Here, Hosea 11 vers 1 tot 4. Uit hierdie verhaal neem Matteus nou net 'n enkele sinsnede en sien die terugkoms van die kindjie Jesus uit Egipte as 'n vervulling daarvan. Hy haal dus glad nie eens 'n profesie aan nie. Hy interpreteer 'n stukkie geskiedenis as 'n profesie, omdat hy glo Jesus neem die plek van Israel in. Dan weer die vraag, sou 'n mens vooraf uit hierdie geskiedenis in Hosea iets oor die bewegings van Jesus kon aflei? Die antwoord is nee, want 'n mens sou vooraf geen idee gehad het dat Matteus in 'n deel van hierdie geskiedenis 'n profesie sou sien wat in die lewe van Jesus vervul was nie. Daar is mense wat deur 'n baie ingewikkelde proses probeer aantoon het dat ons wel in Hosea 11 'n profesie het, maar selfs as hulle reg is, sou niemand natuurlik daaruit kon aflei hoe Jesus se uittog uit Egipte sou lyk nie, dat hy as baba op 'n donkie teruggedra sou word deur sy ouers nie. Dis tog wat 'n mens sou kon doen as ons van letterlike vervulling praat. In die volgende oordenkings kyk Prof. Koenig verder na spesifieke vervullings van profesie. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat dit op die ouend nie so belangrik is of 'n profesie presies net so uitgekom het soos wat dit uitgespreek is nie. Maar dat ons in die gebeure en die verwysing na wat in die verlede gebeur het, u hand kan sien, dat u self die kindjie Jesus teruggebring het na die land waarin hy die Messias moes wees. In Jesus se naam. Amen.